Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike, koue, vroeë Dinsdagoggend. Nou, as jy vanoggend vroeg opgestaan het en die ligte aangeskakel het, onthou net, vandag in 1897 het Thomas Edison na 1200 eksperimente vir die eerste keer die gloeilamp gedemonstreer. Nee? 1200 eksperimente. En 1000 jaar later, toe staan hulle in 'n klub en sit die ligte aan, draai die ligte uit. Onthou jy daai ryf? Nee, dit was selfs Verwys vir na my die tyd. danspassies. Ja, daar was ek danspassies man, hulle draai die ligte uit, draai die liggies. Okay, dit was duidelik Nee, jy kan aangaan. Ons leer nuwe dinge vandag. Ja, Light bulb moment hier langs my. Well, we plan to light up your morning with a great episode. Ter viering van Geestesgesondheid Bewusmakingsmaand vind ons meer uit oor die Cape Town International Kite Festival. Arnold gesels met die Olimpiese hokkiespeler Edith Molikoe. Vir die met groen vingers leer ons meer oor die Pretoria Bonsai Kai en ons bespreek die bewaring van ons inheemse bome. Ons gesels ook met die regisseurs van die Emmy-benoemde Suid-Afrikaanse reeks Catch Me a Killer. Daar's dit en nog baie meer, maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Dit het my goed gedoen. Ek het lekker uitgerus, lyk dit nie? Ja, dit lyk my so. Jy's mos altyd vol energie. Ouens, as breakdancing 'n Olimpiese sport kon word, ek gaan een of ander tyd vir ons van daai mense kry wat lekker gespeel het. Maar luister. Hoe gereeld ry julle deur die stad en dan bekyk julle self van die vullis en die dinge wat rond lê? Gebeur dit? Nie gereeld nie, maar as ek myself daar bevind, dan is ek soms regtig verbaas deur hoe dinge so bietjie lyk asof hulle regtig agteruit gaan. En partykeer is dit vir my ook verbaasend dat die vullis trok sal verbykom of so, maar dan los hulle sekere van die vullis dromme en die ander gaan saam. Of weet jy wat vir my nogal regtig erg is, en dit het gebeur in soos 'n parkie, soos ons was, ek dink jare terug in Delta Park. Die vullisdrom is daar, maar dan gooi mense hulle vullis langsam. I don't understand it. It makes me actually quite angry. Ja. Hoekom vra jy? Weereens stel ek nie te leer nie met 'n heerlike oggendpraatjie storie. Daar's 'n nuwe sportsoort wat moontlike oplossing aan die wêreld se rommelprobleem bied. Dit is genaamd Spogomi. 'n Kombinasie van die woord sport en die Japaneese woord vir vullis, komi. Die doel is eenvoudig, maak jou omgewing skoon op 'n vinnige, mededingende en prettige manier. Spogomi het in 2008 in Japan ontstaan en word nou in parke, skole en woonbuurte wêreldwyd gespeel. Spanne kry 'n kort tydjie om soveel as moontlik rommel op te tel, waarna dit volgens materiaal soos jou plastiek en jou karton en jou dit gesorteer word, en elke kategorie verdien dan verskillende punte met herwinbare items wat ekstra punte tel. Een van die sport se sterre is Sarah Perry, 'n 28 of 29-jarige dokter van Skotland. Sy het in 2023 saam met haar Britse span die Spogomi Wêreldbeker in Tokio gewen nadat hulle 84 kg se vullis versamel het. 28 kg meer as Japan se span in die tweede plek. Hoewel die sport in Japan ontstaan het, glo Perry dat die VK dit baie meer nodig het. Hulle het soveel meer vuiler as wat dit is in Japan, sê sy. In Japan gee mense regtig om vir hulle gemeenskappe en omgewings en vandaar Spogomi. Yeah, I would think that there wouldn't be much stuff to pick up in Japan because when you see images of there, I mean, obviously I've never been, I'd love to go. Yeah. But when you see images of Japan, it's efficient, it's clean, it's well run. So I wouldn't assume that there would be quite a lot of rubbish to pick up in that place. Ek het ook een keer navorsing gedoen en daar is byvoorbeeld gesê dat hulle het 'n meningspeiling gedoen van mense om vas te stel van waar die toeriste is. En die mense van Japan, inwoners van Japan, se plakkers was so in 'n ry. Alles is so gedissiplineerd, so skoon. So dit is interessant om te hoor dat dit daar ontstaan het, maar dan verbaas dit mense in 'n mate ook nie. Ja. As gevolg van die feit dat hulle so erg ingestel is op dissipline en jy weet, 'n skoon omgewing. Dink julle ons moet 'n Spogomi aanbied in Suid-Afrika en sal mense deelneem? Ek dink die mense sal deelneem nie, want Suid-Afrikaners is lei om na homself te kyk en om na hulle omgewing te kyk. But I think it would be a great thing to do. I think it would be almost like a fun way to clean up our environment because ons paaie en ons stede en ons land loop regtig deur onder die vullis wat net so rond lê. Selfs die strande. Ek is partykeer nogal geskok wanneer ek sien hoe dit op 'n strand lyk. Al wat ek dink ons weer nodig het is, sit in 'n Zivi bloed. Onthou dit? Dalk moet jy dit heropneem, Pieter. Ja. Hey Zivi! Bring jy vol stres terug. What happens usually when a snake bites you? Jy
kry 'n sekere angs in jou en afhangende van wat se slang dit was wat jou gepik het, dan Ja. weet jy staar dood in die hoë. Yeah. So usually you would either be severely injured if it was a poisonous or venomous snake, or you would die. In one of the strangest news stories to come out of Croatia, a snake bit of more than he could chew. The serpent reportedly died from alcohol poisoning after biting an intoxicated man. According to local reports, 42-year-old Stef Radulic felt a sharp pain in his leg while he was walking home after a business meeting. Only then did he notice a snake slithering away, weak, trembling, and even hitting his head against a tree. Sure. Which sounds like what an intoxicated human would be doing, but it was not the human this time, it was the snake. Radulic caught the snake and took it to a nearby vet, but it was already dead. Tests later showed that the snake's blood alcohol level was 5.1 grams per kilogram, a lethal dose which was confirmed by experts. Strangely, Radulic himself survived with only mild symptoms, and doctors believe that the alcohol in his bloodstream may have reduced the venom's effect, though they warn that there is no reason to treat alcohol as an antidote or as a snake. Wat is dat 'n teenmiddel? 'n teenmiddel, ja. Teengif. Ek wens ek kan weet wat se slang dit was wat hom gepik het. Imagine. Nee, maar hy was nou blykbaar by 'n besigheidsvergadering. Ja, dit was 'n en dit het groot nou obviously nou besigheidsbesluit. baie lekker geraak daar en toe stap hy huis toe en toe pikkie slang hom. I don't know how true this is. Die weet jy wat is vir my interessant? Die detail. Jy weet om nou te sê ja, die slang, as daai man onder die invloed was en so 'n bietjie besope, hoe sou hy nou regtig weet? Presies. Die slang het sy kop teen die boom gestamp. Is hierdie 'n AI storie soos 'n aktrise wat nou weer een of ander wêreldroem het en dan bestaan sy eintlik nooit. Exactly. Maar hey, wie staan nou in die pad van 'n goeie storie? Dis vir my Don't briljante let the storie. truth get in the way of a good story. As jy nou wetenskaplik en filosoferend na die ding wil gaan kyk, wat is die kans daar? Hoe gaan hy daai alkohol in sy bloed kry, die slang? So ek moet dit liewer nie oordink nie, dis wat hulle nou vir my sê. Ek Nee, sal- maar jy vra 'n goeie vraag want ek weet ek hak nou vas en staan 'n bietjie stil hier by die besigheidsvergadering goed. Ja. Maar hoe rof is die vergaderings dan in Kroasie? Soos dat jy nou so dronk is dat jy die slang doodmaak nadat hy vir jou gepik het. Ek dink ons moet die goeiemôre good morning span volgende jaar Kroasie toe neem vir ons jaarbeplanning. Ons gaan besig wees hoor. Ou Matta, dan kom 'n nuwe tolla storie uit. Ek maak my slang of my broek met 'n slang vas. Onthou jy dit? Nee. Ons gaan Nee. Onthou julle nie die grappies nie? Nee. Ek is 'n rekkie, ek is rof. Kan julle dit nie onthou nie? Wat gaan aan met jou vanoggend? Ouens, Wat was in jou koffie? ek weet nie, maar okay, volgende storie, ek sit die ligte aan. Sit die ligte aan, die slang is hier. In 'n geval, onthou, jy kan nog inskryf vir ons lelik en trots kompetisie waar ons op soek is na die lelikste met die mooiste hart troeteldier in Suid-Afrika. Jy kan gaan kyk op ons Facebookblad vir meer inligting. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder en terwyl jy daar is op ons Facebookblad, klik like en gaan volg ons ook op ons Instagram by Goeiemôre Good Morning. Bly ingeskakel, ons en Pieter is net hierna terug. Pak kwyt.